Vandag se les vat ons nou die oplos van vergelykings 'n bietjie verder. Ons het nou in die eerste lesie gekyk na ons gewone lineêre vergelyking, hoe om 'n lineêre vergelyking op te los. En ons tweede lesie het ons gekyk na ons lineêre vergelykings met hakies. Nou vandag se lesie gaan ons kyk nou na lineêre vergelykings wat breuke bevat. Hoe gaan ons hierdie lineêre vergelykings oplos? Goed, nou die vraagie sal vra, los op vir x. As ons nou byvoorbeeld gaan kyk na die volgende voorbeeldjie, ons het nou x op 4 minus x op 3 is gelyk aan 2. Die baie belangrike ding wat ons hier moet, stappies wat ons hier moet volg, onthou ons werk nou met breuke. So in die eerste plek gaan ons KGV kry van die noemers. Goed, en julle weet nou al mooi hoe om KGV te bepaal, né? Die KGV van die noemers gaan ons sien, die KGV van 4 en 3 is 12. So ek skryf my KGV is 12. Skryf maar jou KGV neer, dat jy hom mooi kan sien. Goed, die tweede ding wat ek nou gaan doen, is ek gaan elke term vermenigvuldig met die KGV. So, as ons nou daaraan gaan dink, ons gaan elke term vermenigvuldig met die KGV. Dis so goed of ek maal met 'n 12 op 1. Nou kan ek mos nou gaan sê, as ek my reëls gaan toepas, kan ek sê 4 gaan in 12 in 3 keer. Met ander woorde, ek behou hierso 3x. Minus, as ek my 12 vermenigvuldig het, kan ek sê 3 gaan in 12 in 4 keer. En ek kan sê minus 4x is gelyk aan, en 2 maal 12 gee vir my 24. Nou gaan ek op dieselfde manier voort as wat ek lineêre vergelykings oplos. Alle x'e aan die een kant, en alles wat nie x'e het nie, na die ander kant toe. In hierdie geval sien ons klaar, al my x's is aan die een kant, en ek gaan dus dan vereenvoudig. As ek nou vereenvoudig, dan gaan ek sê 3x minus 4x gee vir my minus x is gelyk aan 24. Maar onthou, ek wil 'n positiewe x hê, so hier staan ons nou eintlik 'n spook 1 voor die x'ie, so ek gaan deel deur 'n minus 1 aan die linkerkant. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan deel deur die koëffisiënt van x. Goed, met ander woorde, as ek nou gedeel het deur die koëffisiënt van x wat min 1 is, dan kry ek my antwoordjie x is gelyk aan minus 24. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ons het 3x op 4 minus x is gelyk aan 3 op 2. Nou wat het ons in die eerste plek gesê, moet ons kry ons KGV van die noemers. Wat is die KGV van 4 en 2? Dis reg, my KGV is met ander woorde 4. Wat is ons volgende stappie wat ons gesê het? Ons gaan regdeur vermenigvuldig met ons KGV. So ons vermenigvuldig elke term met ons KGV. Wat kan ons sien gaan nou gebeur? 4 gaan in 4 in 1 keer, met ander woorde, ek behou by die eerste term 'n 3x. By die tweede term het ek 'n
4x is gelyk aan. Volgende wat ek sien, ek kan nou sê, 2 gaan in 4 in, 2 keer, en 3 maal 2 is 6. Ek gaan nou alle x'e aan die een kant kry, dis my volgende stapie. In hierdie geval sien ek nou weer, hy is reeds alles aan die een kant, en alles wat nie x het nie aan die ander kant. So, die volgende proses wat ons moet doen is om te vereenvoudig. As ons nou vereenvoudig, gaan ons soorte bymekaar tel of aftrek. 3x minus 4x gee vir my minus x is gelyk aan 6. Wat is die laaste ding wat ek moet doen? Ek moet deel deur die koëffisiënt van x. Goed, so as ek gedeel het deur die koëffisiënt van x, in hierdie geval sien ek my koëffisiënt van x is 'n minus 1, so ek deel deur minus 1, deel deur minus 1, want wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, x is gelyk aan minus 6. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ons het 2 minus 4x minus 3 op 6 is gelyk aan 3 op 2 maal met x plus 3 minus 2 maal met x minus 1 op 3. Goed, wat ek graag wil hê julle moet sien, hierdie deel kan ons ook skryf so as ons sê 3 op 2 maal met x plus 3, is dit dieselfde as 3 op 2 maal met x plus 3 op 1, en dit gee vir my dieselfde as 3x plus 3 op 2. Goed. Ek gaan hom net weer so herskryf, laat ons breuke een term het, so ek het 4x minus 3 op 6 is gelyk aan 3 maal met x plus 3 op 2 minus 2 maal met x minus 1 op 3. Onthou, die eerste dingetjie wat ons gaan doen is ons KGV. En wat is ons KGV van 6 en 2 en 3? Dis reg, ons KGV is 6. As ek nou 'n KGV van 6 het, dan gaan ek die tweede stapie doen, gaan ek vermenigvuldig met 6 regdeur. Met ander woorde, ek gaan hierdie term maal met 6, hierdie een maal met 6, hierdie maal met 6 en die laaste termpie ook maal met 6. Goed, as ons van 'n kant af begin, sê ons 6 maal 2 is 12. By die volgende enetjie het ek 6 gaan in 6 in 1 keer, so daai bly minus, maar belangrik, ek sit hier my hakkie, want hierdie minusteken gaan 'n invloed hê op wat na hom kom. So, wanneer jy hier vermenigvuldig, gebruik maar jou hakkies. Goed, volgende is ons sit ons is gelykantjie. Nou gaan ek sê, 2 gaan in 6 in 3 keer. Dan het ek nou 3 maal 3 is 9, nog maal met my x plus 3. En weer versigtig, kyk hierso is nou weer 'n minusteken, so ek skryf my minus neer, en dit wat na dit kom, behou ek nog eers in sy hakie. Goed, nou gaan ek verder sê, 3 gaan in 6 in 2 keer. Die 2 maal met die 2 voor die hakie, word 'n 4, en ek hou my hakie x minus 1. Reg, nou gaan ons op ons volgende metode presies dieselfde aan. Ons moet ons hakkies verwyder. Net soos ons in ons lineêre vergelykings met hakkies geleer het. Goed,
So, my volgende stapie het ek 12. Nou gaan ek sê, ek het 'n minus, 'n spook enetjie wat daar staan, minus 1 maal met my 4x, gee vir my minus 4x. Volgende wat ek het is my minus 1 maal met my minus 3, 'n min maal 'n min is 'n plus, 1 maal 3 is 3, is gelyk aan 9 maal met x, gee vir my 9x. Dan het ek 9 maal met plus 3, en dit gee vir my plus 27. Goed, volgende enetjie gaan ons nou na die min 4 toe, né? So ek het 'n min 4 maal met x, 'n plus maal 'n min is 'n min 4x. Dan het ek 'n min 4 maal met 'n min 1, 'n min maal 'n min is 'n plus, en dit word 'n 4. Nou wat is ons volgende stapie wat ons moet doen? Ons is alle x'e na een kant toe. Goed, so, my minus 4x gaan hierso bly. Dan het ek nou my volgende 9x gaan links en my 4x moet ook links gaan. So ek het 'n plus 9x, as hy oor die is gelyk aan kom, word hy 'n minus 9x. Ek het 'n minus 4x, as hy oor die is gelyk aan kom, word hy 'n plus 4x. Alles wat nie x het nie, moet na die ander kant toe gaan, né? Goed, so, ons moet die 12 moet regs gaan en die 3 moet regs gaan. Aan die regterkant het ek my 27 plus 4, die 12 gaan oor hy word, minus 12, die plus 3 gaan oor hy word, minus 3. Nou gaan ek vereenvoudig. Minus 4x, minus 9x, gee vir my minus 13x, plus 4 gee vir my minus 9x. Jy kan ook sien, min 4x plus 4x is 0. Aan die regterkant het ek nou 27 plus 4 minus 12 minus 3, en dit gee vir my 'n antwoord van 16. Onthou, ek wil x alleen hê, so wat moet ek doen? Ek deel deur die koëffisiënt van x. OK, met ander woorde, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek gaan 'n antwoord kry van x is gelyk aan minus 16 op 9. Die volgende paar voorbeelde gaan ons kyk na vergelykings met breuke, waar die noemers veelterme is, wat onbekendes bevat. So as ons byvoorbeeld kyk, die vraagie gaan nog steeds wees, los op vir x. Goed, so ons eerste voorbeeldjie kyk ons na die voorbeeld 7x op x kwadraat plus x minus 5 op x is gelyk aan 3 op x plus 1. Goed, nou hierso, wat baie belangrik is by hierdie vergelykings waar ons 'n onbekende in die noemer het, is die beperkings op daai onbekende. Want daar is sekere getalle wat hy nie kan wees nie, want anders as hy die noemer 0 maak, is dit ongedefinieer. Met ander woorde, daar's beperkings op hierdie veranderlike of onbekende, sodat ons nie deel deur 0 nie. Dit is 'n baie belangrike ding wat ons daar moet doen. Wanneer ons na hierdie vergelykings kyk, kan ons sien, ons het noemers wat in hierdie geval 2 terme is, en almal bevat 'n onbekende. Hierdie enetjie is nou net 'n x. Wanneer ons hierdie sien, is die eerste ding wat ons moet doen, om ons noemers te faktoriseer.
Ons moet ons noemers faktoriseer, want ons gaan, soos ons nou gesien het met die oplos van breuke met getalle, ons moet 'n KGV kry van ons noemers. Ons faktoriseer die noemers heel eerste, sodat ons die kleinste moontlike KGV kan kry. So as ek hier begin faktoriseer, het ek my 7x. Onder die lyn kan ek sien in my noemertjie kan ek 'n x gemeenskaplik uithaal. En dan kry ek x plus 1. Minus my volgende termpie bly 5 op x, is gelyk aan 3 op x plus 1. Goed, so ons het nou ons noemers gefaktoriseer. Nou is dit baie duidelik vir ons om ons beperkings te bepaal. So as ons nou ons beperkings bepaal, dan kan ons sien wat gaan ons beperkings wees. In die eerste plek, as x 0 is, gaan hy hierdie deel 0 maak. Met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan 0 nie. Verder kan ons sê, as ek x plus 1 gelyk gaan wees aan 0, gaan ek ook 'n noemer kry wat 'n 0 is, of deel deur 0, wat mos ontoelaatbaar is, so x mag nie gelyk wees aan min 1 nie. Met ander woorde, as ons nou hierdie vergelyking opgelos het en ons kry een van daai twee antwoorde, dan gaan dit nie geldig wees nie. Nou het ons ons beperkings bepaal, nou moet ons ons KGV van die noemers kry. Wat gaan die KGV van my noemers kry? Julle moet onthou, elkeen van die bestanddele moet in die noemer wees, so ek het my x plus 1 is my KGV. Hierdie moet julle onthou uit julle vereenvoudiging van breuke uit, het ons mos baie mooi geoefen om die KGV van 'n breuk te bepaal, van breuke te bepaal. Goed, so ons KGV is x plus 1. Nou die volgende stapie wat ons gaan doen, is ons gaan weer vermenigvuldig elke term met die KGV. Goed, met ander woorde, ek gaan nou hierdie term vermenigvuldig met x plus 1. Ek gaan hierdie termpie vermenigvuldig met x plus 1. En ek gaan hierdie een vermenigvuldig met x plus 1. Nou, as ek nou so vermenigvuldig, dan kan ek nou sien, x kanseleer die xie uit. Onthou, daar is 'n maalteken tussenin, die x plus 1 kanseleer die x plus 1 uit. So ek behou 'n 7x. By die volgende enetjie kan ek sien, ek het daai x wat met daai x uitkanseleer, so hierdie word minus 5 maal met x plus 1. Is gelyk aan die regterkant kan ek nou sien, dat my x plus 1 hakie kanseleer met die x plus 1 hakie uit, so ek behou 'n 3x aan die regterkant. Nou gaan ek weer my hakies verwyder. Ek het met ander woorde 7x, volgende stapie wat ek gaan doen, min 5 maal met x gee vir my min 5x. Dan het ek nou my min 5 maal met plus 1, en min maal 'n plus is 'n min, 5 maal 1 is 5. Is gelyk aan, en aan die regterkant behou ek 'n 3x. Wat is die volgende ding wat ons moet doen? X alleen aan 'n kant. Met ander woorde, alles wat x het, sal ek nou in hierdie geval ook links vat, né? Met ander woorde, die 3x moet links gaan. Dit wat nie x het nie, moet regs gaan. So ek gaan hê 7x minus 5x, die oomblik as die 3x oorkom, word hy 'n minus 3x. Is gelyk aan, die oomblik as die minus 5 regs gaan, word hy 'n plus 5. So ek het 7x minus 5x
minus 3x gee vir my minus x is gelyk aan 5. Wat is die laaste ding wat ek moet doen? Ek deel deur die koëffisiënt van x. In hierdie geval kan ons sien die koëffisiënt van x is weer 'n -1, so ek deel aan die linkerkant deur -1 wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry 'n antwoord van x is gelyk aan -5. Ons kyk na ons tweede voorbeeldjie. Ons het 3 op x minus 2 plus x plus 3 op 4 minus x kwadraat is gelyk aan 6 op x plus 2. Goed, in hierdie geval sien ek nou weer, ek het in my noemers, by elke een het ek 2 terme en hulle bevat onbekendes. As ek na hierdie sommetjie kyk, gaan ek nou in die eerste plek sien hierdie 4 minus x kwadraat is verskil van kwadrate, maar ek gaan hom omruil en hierdie teken verander. Goed, so ek het 3 op x minus 2, dan word daai 'n minus, ek het my x plus 3 en onder die lyn het ek 'n x kwadraat minus 4, wat julle kan erken as verskil van kwadrate. Goed, nou is die eerste ding wat ons moes gaan doen om te faktoriseer. As ek nou faktoriseer, dan kry ek my 3 op x minus 2 minus x plus 3, verskil van kwadrate se reël pas ek toe. 1 hakie plus, 1 hakie minus. Dis my x en my x, 4 so vierkantswortel is 2 en 2, en dit is gelyk aan 6 op x plus 2. Nou kry ek my beperkings, né? Want by oplos van vergelykings is dit baie belangrik dat jy jou beperkings het. As ons gaan kyk na ons beperkings, gaan ons sien x minus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, daarom is x nie gelyk aan 2 nie. Net so kan ek nou sien, x plus 2 mag nie gelyk wees aan 0 nie, daarom mag x nie gelyk wees aan min 2 nie. Dit is baie belangrik by hierdie vergelykings met breuke, dat jy jou beperkings definitief neerskryf. Vir ingeval ons 'n antwoord kry, wat dalk een van daai beperkings kan wees. En onthou, hoekom is die beperkings? Ons mag nie deel deur 0 nie. Volgende stapie wat ons doen is ons bepaal ons KGV. Ons KGV, wat is ons KGV van ons noemers? Ons KGV gaan wees x plus 2, x minus 2. Volgende stapie is ek vermenigvuldig reg deur met my KGV. Goed, so ek vermenigvuldig elkeen van hierdie met x plus 2, x min 2. Vermenigvuldig hierdie met x plus 2, x min 2. Vermenigvuldig met x plus 2, x min 2. Wat sien ons gebeur nou hierso? Die x minus 2 kanselleer uit met daai ene, so ek behou 3x plus 2. Minus, onthou ek skryf my minus teken neer. Wat gebeur by die volgende enetjie? As ek hier kyk, my x plus 2 kanselleer uit, en my x minus 2 kanselleer uit, maar ek onthou hierdie minus gaan nou alles beïnvloed wat volg, so ek sit eers my hakkie neer. As jy nie agterloosig werk nie, kan jy dadelik daar skryf minus x minus 3, maar Tannie is geneig om agterloosig te werk, so ek skryf eerder my hakkie in, sodat ek seker is, ek maak nie 'n fout nie en verloor nie onnodig punte nie. Dan is my is gelyk aan, daar sien ek my x plus 2 kanselleer uit,
So ek het 6 maal met x minus 2 aan die regterkant. Goed, met ander woorde, nou gaan ek my hakies verwyder. Reg, en ons gaan daai reël toepas. So ons het 3 maal met x gee vir my 3x. 3 maal met plus 2 gee vir my plus 6. Hier het ek 'n minus 1, so ek het 'n min maal met x. Min maal 'n plus is 'n min x. Dan het ek 'n min 1 maal met 'n plus 3 en dit gee vir my 'n min 3. Is gelyk aan 6 maal x is 6x. Volgende enetjie het ek 6 maal met min 2, plus maal 'n min is 'n min, en 6 maal 2 is 12. Wat doen ons nou? Alle x'e alleen aan 'n kant. Reg, met ander woorde, as ons hier gaan kyk, gaan ons nou baie mooi sien ons 6x moet links gaan. En dan gaan ons 6 regs en ons minus 3 regs. So ek het my 3x minus x, die 6x kom oorry word, minus 6x. Dan het ek is gelyk aan minus 12, my plus 6 gaan oorry word, minus 6. My minus 3 gaan oorry word, plus 3. So ek het 2x minus 6x is minus 4x, is gelyk aan minus 12 minus 6 is minus 18, plus 3 is minus 15. Om x alleen te kry, deel ons deur die koëffisiënt van x. Met ander woorde, ons gaan deel deur minus 4, wat ons links doen, moet ons regs doen. So ons kry ons antwoord is x is gelyk aan 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus. So my antwoord is 15 op 4. Ek doen nog een voorbeeldjie wat ons het x plus 2 op x kwadraat minus 3x minus 4. Is gelyk aan 3 op x minus 4 minus 1 op 2x plus 2. Goed, wat is die eerste ding wat ons doen? Is ons faktoriseer. Hier by die linkerkant kan ek sien ek het onder die lyn 'n kwadratiese 3-term. Ek gaan my reeltjie toepas. Ek het 'n minus, dat beteken 1 hakie plus, 1 hakie minus. Die faktore van 4 wat se verskil vir my, minus 3 gaan gee, en dit is 1 minus 4. So ek het my x's is gelyk aan 3 op x minus 4 minus 1, en hier kan ek 'n 2 gemeenskaplik uithaal, x plus 1. Goed, kom ons kyk nou, die volgende ding is ons beperkings. Julle kan elke keer nog so ver gesien het, x was nog nie een keer een van ons beperkings nie. Goed, so as ons hier kyk na ons beperkings, dan gaan ons sien, x plus 1 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan minus 1 nie. X minus 4 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan 4 nie. Julle reg, so dit is ons beperkings. X is nie gelyk aan min 1 nie, of x is nie gelyk aan 4 nie. Volgende stapie is ons KGV. Wat is ons KGV van ons noemers? Ons KGV is, dis reg 2, x plus 1, x minus 4. Volgende stap wat ek moet doen is, ek moet regdeur vermenigvuldig met die KGV. Elke term moet ek met die KGV gaan vermenigvuldig. So ek gaan hier maal met 2, x plus 1, x minus 4. Ek maal hier met 2x plus 1, x minus 4.
Ek maal hier met 2x plus 1x minus 4. As ek hier vermenigvuldig, kan ek nou mooi sien in die eerste plek, hier in die eerste termpie, gaan die x plus 1 uitkanselleer en die x minus 4 uitkanselleer. So ek behou daar 2 maal met x plus 2 is gelyk aan. By my volgende enetjie kan ek sien my x minus 4 gaan uitkanselleer, so ek behou daar 2 maal 3 wat 6 is en x plus 1. Minus, onthou dat jy maar weer jou hakies skryf. Goed, as ek by hom nou kyk, sien ek my 2 kanselleer uit en my x plus 1 kanselleer uit, so ek het daai minus 1 maal met x minus 4. Nou moet ek weer my hakies verwyder. Goed, so as ek nou my hakies verwyder, dan gaan ek nou sê 2 maal x is 2x. Volgende enetjie het ek 2 maal 2 gee vir my plus 4 is gelyk aan 6 maal x gee vir my 6x. Volgende 6 maal met plus 1 gee vir my plus 6. Volgende enetjie het ek minus 1 maal met x gee vir my minus x. Dan het ek 'n minus maal 'n minus is 'n plus en dit gee vir my 'n 1 maal 4 is 4. Ek kry nou weer alle x'e alleen aan 'n kant. Goed, so as ek hier mooi kyk, dan gaan ek sien ek het my 6x wat moet oorgaan en my minus x wat oorgaan. So ek het my 2x, die plus 6x word minus 6x. Die minus x word plus x is gelyk aan. Ek het my 6 en my 4 en ek sien dan nou, hierdie plus 4 moet regs gaan, dan word hy 'n min 4. Goed, so ek het 2x minus 6x gee vir my minus 4x plus x is minus 3x is gelyk aan 6 plus 4 is 10 minus 4 is 6. Nou moet ek weer deel, beide kante deel deur die koëffisiënt van x. Goed, wat is die koëffisiënt van x is in hierdie geval? Minus 3, so ek deel links deur minus 3, wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde, ek kry 'n antwoord van x is gelyk aan minus 2. Hierdie oplossing geld wel, want ek kan sien, die antwoord is nie een van my beperkings nie. Ons gaan net gou na 'n vinnige kortpad by breuke kyk. Nou goed, hierdie kortpad is slegs moontlik wanneer elke kant van die vergelyking slegs een term bevat. Met ander woorde, as ons 'n vraagie het wat sê los op vir x en hy lyk soos volg: 3 op 5x is gelyk aan 2 op x plus 1. Nou in hierdie geval kan jy sien hierdie is 'n een term. Net so kan jy sien jou regterkant is ook 'n een term. Nou wat ons dan doen is kruisvermenigvuldiging. Hoe werk kruisvermenigvuldiging? Dit beteken ek gaan die teller van die linkerkant met die noemer van die regterkant vermenigvuldig. So ek gaan sê 3 maal met x plus 1. En dan gaan ek die noemer van die linkerkant met die teller van die regterkant vermenigvuldig. Julle kan mooi ons kruisie daar sien. Is met ander woorde 2 maal 5x.
Nou gaan ek net soos met al die ander my hakies verwyder, so ek gaan sê 3 maal x is 3x, en ek het 3 maal 1 gee vir my, plus 3, is gelyk aan 2 maal 5x gee vir my 10x. Nou weer eens, alles met x'e na die een kant toe. In hierdie geval kan ons hom miskien sommer ander kant toe vat. So, as ek die 3x regs vat, dan het ek 3 is gelyk aan 10x minus 3x, so ek kry 3 is gelyk aan 7x. Ek moet deel deur die koëffisiënt van x, en wat is die koëffisiënt van x? Die koëffisiënt van x is 7, so ek deel deur 7 aan beide kante, daarom kan ek sê x is gelyk aan 3 op 7. Net belangrik ook gou weer wat ek nou nie hier gedoen het nie. Wat belangrik is ons beperkings. Wat is ons beperkings in hierdie geval? Ons beperkings is 5x mag nie gelyk wees aan 0 nie, daarom is x nie gelyk aan 0 nie, en x plus 1 mag nie gelyk wees aan 0 nie, daarom mag x nie gelyk wees aan minus 1 nie. Maar soos jy mooi kan sien met jou antwoord, is al twee of jou antwoordjie is geldig, want hy is nie een van daai twee nie. Kom ons doen net gou nog 'n laaste voorbeeld, en dan kan julle hierdie lesie mooi inoefen deur julle huiswerk te voltooi. Ons het 2x plus 1 op 5 is gelyk aan minus x plus 1 op 7. Goed, nou is dit net baie belangrik hierso, dat julle mooi sien, ons het hierso 'n minus, en wees maar altyd versigtig vir 'n minus. 'n Minus wil altyd moeilikheid maak. OK, wat ons wel kan raak sien, is ons het hier 'n een term aan die linkerkant, en ons het 'n een term aan die regterkant. Goed, so, ek gaan hom hier op 2 maniere doen, want ons gaan daai minus moet skuif. So, ons gaan hom kan hê, as ons die enetjie doen, 2x plus 1 op 5 is gelyk aan. As ek hom skuif na die teller toe, onthou, hy gaan nie na al twee toe skuif nie, hy skuif net na die 1 toe. Of die ander een wat jy kan doen is om hom na die noemer toe te skuif. So as ons sê 2x plus 1 op 5 is gelyk aan x plus 1, maar hy skuif na die noemer toe. Want onthou, 'n min gedeel deur 'n plus is 'n min, en 'n plus gedeel deur 'n min is 'n min. So hy skuif net na die noemer toe of net na die teller toe, maar nie na albei toe. Nou kan ek nog steeds my kruisvermenigvuldiging gaan toepas. Goed, so, ek gaan die teller van die linkerkant vermenigvuldig met die noemer van die regterkant. So ek kry 7 maal met 2x plus 1 is gelyk aan, en onthou, nou gaan ek my noemer van my linkerkant vermenigvuldig met my teller aan my regterkant. So ek het nou die minus is daar, en die 5x plus 1 het ons vermenigvuldig. Nou gaan ons net voort om ons hakies te verwyder, so ek gaan sê 7 maal met 2x gee vir my 14x. Dan het ek nou 7 maal met plus 1, wat vir my plus 7 gee, is gelyk aan. Volgende het ek my minus 5 maal met x, en dit gee vir my minus 5x. Daarna het ek nou minus 5 maal met plus 1, 'n min maal 'n plus is 'n min, 5 maal 1 is 5. Onthou nou, alles met x'e aan die een kant, so ek het 14x, hier die minus 5x moet links gaan, die oomblik as hy links gaan word hy 'n plus 5x, is gelyk aan, ek het my minus 5,
en hierdie plus 7 moet regs gaan. Die oomblik as hy regs gaan, word hy 'n minus 7. Goed, so ek kry aan die linkerkant, kry ek 19x is gelyk aan minus 12. Onthou, nou gaan ek deel deur my koëffisiënt van x. Wat is my koëffisiënt van x? Dit is 19. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry my vergelyking is x is gelyk aan minus 12 op 19. Ek hoop jy het hierdie lesie nou baie geniet. Ek gaan nou vir jou huiswerk sommetjies neerskryf, sodat jy hierdie lesie mooi kan inoefen en seker maak dat jy reg is met die lineêre vergelykings wat breuke bevat. Geniet dit.